Jakobus 3, ons gaan lees van vers 7 af. Jakobus 3 vers 7. Kom ons buig net ons hoofde saam, voordat ons begin lees. Ja, Here, ons is in totale afhanklikheid, in hierdie oggend voor U. Here, ons weet dat U Gees die woord vir ons moet oopbreek. En dis die gebed van ons harte, dat elke persoon vanmôre werklik waar deur die woord 'n ontmoeting met U sal hê. Here, U weet hoe maklik kan ons sit in die kerk en ons kan 'n boodskap hoor en ons hoor dit vir iemand anders. En ons dink aan so graag sal ons wil hê so en so moet die boodskap hoor. Maar Here, U bedoeling en die bestemming is dat ek dit vanmôre moet hoor. Dat ek vanmôre werklik waar ontmoeting met U sal hê deur die woord. Dat my hart verander en vernuwe sal word. Dat ek meer en meer sal lyk na die beeld van U Seun Jesus Christus. O Here, spreek vanmôre, want die slawe luister. Amen. Jakobus 3, vers 7. Want elke soort wilde dier en voël, en kruipende dier en seedier, word en is getem deur die mensdom. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ook nie soet water gee nie. Net tot sover. Alle diere word getem. Het is interessant genoeg dat die Griekse woord hier vir tem het ook te maak met onderwerp. En ek dink is baie meer van toepassing oor wat hierdie teksgedeelte beteken, dat alle diere nie getem word nie, maar wel onderwerp word. Het is interessant genoeg dat jy tot krokodille in parke kry, nee? En jy kry luiperds, en jy kry leeu's in sirkusse. En van die vroegste tye af was een van die dinge waarmee mense gespog het, was om werklik waar diere onder hulle beheer te kry en te tem, sodat hulle sou doen wat hulle wou gehad het hulle moes doen. Maar as een ding wat erger is as enige wilde dier. Daar's een ding wat die Bybel sê, dis erger as enige wilde dier. Dit is so erg dat geen mens dit kan tem nie. En die rede daarvoor is, in die vorige gedeelte is al reeds gesê, dat die tong word brandgesteek uit die hel uit. Die tong word brandgesteek uit die hel uit. Die tong is 'n onbedwingbare, rustelose tong. Dieselfde woord wat Jakobus gebruik het in hoofstuk 1 vers 8, dis onverstandig, dis onstabiel. Hierdie is soos 'n wilde dier wat elke oomblik probeer om vry te kom. Dis my tong. Hy wil elke oomblik gebruik, want hy wil vrykom. Hy wens net jy wil jou lippe van mekaar af lig en jou tande oopmaak sodat hy kan uitkom. Dis die tong. Hy wil beheer neem. Hy wil praat. Hy wil sê wat hy wil sê. Daarom word hy beskryf ook as 'n dodelike gif. Aanhaling weer eens uit Psalm 140 vers 4. Hulle maak hulle tonge so skerp soos die van slange. Kan jy dit dink? Persone is besig om hulle tonge voor te berei. Hulle slyp hom. Hulle maak hom skerp. Hulle is gereed om elke persoon nou aan te val en sleg te sê. Tonge word skerp gemaak. Hulle maak hulle tonge skerp soos die van slange. Die gif van adders skuil onder hulle lippe. Selah, let op. En dan kom hy en hy sê 'n baie belangrike ding. Hy sê daar's 'n probleem ook in die kerk van die Here Jesus. Is daar altyd 'n probleem, want ons is besig met die dinge van die Here en ons seën die Here, maar ons vloek die mense wat na sy beeld gemaak is. Ons vloek die mense wat na sy beeld gemaak is. Ons praat lelik van die mense wat na sy beeld gemaak is. Nou kom ons sê eers gou vir mekaar, wie is die mense wat na sy beeld gemaak is? Genesis 1 vers 26.
Genesis 1 vers 26. Maak al oop saam met my asseblief. Ek wil nie jy moet vir my sê Johan het iets vanmôre gesê dit staan nie in die Bybel nie. Genesis 1 vers 26. Nadat die Here die diere gemaak het. Vers 26. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rond beweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Is die man na die beeld van God geskep? Ja. Is die vrou na die beeld van God geskep? Ja. Wonderlik. So, as ons vir mekaar sê die man en die vrou is na die beeld van God geskep, beteken dit dat elke liewe mens wat op hierdie aarde is na sy beeld geskep. Die sonde het absoluut verwoes die beeld van God. Ons sien dit oral. Sonde, wat doen dit aan die beeld van God? Dit wil dit verwoes. Maar die beeld van God is nog steeds daar. Hy kan redeneer. Hy het 'n bewustheid. Hy het emosie. Hy het 'n wil. En hy het 'n morele natuur wat die Romeine vir ons sê, hy weet wat reg is en wat verkeerd is. Dit het God in elke mens geplaas. Ek wil hê jy moet nou saam met my verder gaan lees. Psalm 139 wat so 'n wonderlike psalm is wat gaan oor die skepingsdaad van God. Psalm 139. Psalm 139, vers 13. Luister mooi hoe God praat oor hierdie beeld van hom wat hy skep. Vers 13, dit is immers U wat my niere geskep het, wat my in die moederskoot geweef het. Nie mooi nie, wat my in die moederskoot van mekaar geweef het. Ek prys U omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Okay? Is elke mens wat op hierdie aarde is op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak. Elke liewe mens. Dan gaan hy aan, wonderbaarlik is die werke en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die heim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien en in die boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. Ongelooflik, wat God sê van elke mens wat hy geskaap het, dis hoe hy hulle geskaap het. En nou die groot probleem is, ons het 'n probleem vandag met mens. Ons het 'n probleem baie keer, en ek wil begin daarby, ons het 'n probleem met mens, dat wanneer word hierdie mens gevorm? Die oomblik, as daar bevrugting plaasvind, is daar lewe. Okay? En ek wil dit vir jou oor en oor sê, as jy vir my sê, Johan, ek het dit al gehoor, great stuff, hoor dit weer. Dis wanneer lewe begin. Lewe begin by bevrugting, begin lewe. Deur die geskiedenis het ons almal dit bely, dit is lewe. Vandag nog die bioloë, almal sê, lewe begin waar? By bevrugting. En daar is nie so 'n ding soos 'n fetus nie, 'n fetus is maar net 'n baba. Okay? Dis maar net dieselfde woord. Dis maar Latyn. Dis maar baba, okay? So jy kan maar vir iemand sê, as hy praat van 'n fetus, dan sê jy ja, baba. My taal, baba. Okay? Want die oomblik as hy wil fetus sê, wil hy sê eintlik, dit is iets wat nie mens is nie. Terwyl die woord het te maak met lewe, te maak met mens, te maak met baba. Dis baba wat daar is. En elke baba word gevorm deur die hand van die lewende God. Elke liewe babatjie. Hy is besig om daar binnekant
in die mamma se maag, is hy besig om alles aan mekaar te sit. Hy sit elke liewe ding daar. Hy sit die hartklopie daar. Hy's besig om die niertjies te vorm. Hy's besig om die maagie te vorm. Hy vorm die brein, alles vorm hy. En hy vorm alles tot waar hy wil hê dit moet gevorm wees. As hy wil hê die brein moet nie ten volle gevorm word nie, is dit God wat besluit om nie die brein ten volle te vorm nie. Verstaan ons dit? OK. Want die Bybel sê, ek maak lewendig, ek maak dood, ek maak gesond, ek maak siek. Is dit nie die Here jou God nie? En as jy weer die teksvers wil op gaan kyk, Deuteronomium 32 vers 39. So God sê, elke liewe ding wat op hierdie aarde gebeur, het ek gemaak en ek het dit gemaak en dit was goed. God maak dit en hy maak dit reg, presies hoe hy wil hê daai persoon moet in die wêreld kom, het God bepaal. As hy wil hê jy moet inkom in die wêreld en dat jy nie kan hoor nie, het God dit so bepaal. As God bepaal het dat jy blind in die wêreld kom, het God dit so bepaal. God het elke liewe ding in jou liggaam het hy bepaal. En daarom is dit so gevaarlik om ergens in ons lewens te begin te sê, wel hierdie is nie mens nie. Hierdie is nie volmaak nie. Nee, God het dit gemaak. God het dit gemaak. En as God dit gemaak het, dan laat ek dit staan. Het jy ooit 'n kind iets gedoen? Ek kom nou op skool, dat ek baie keer geverf het en ek het regtig vir nie goed geverf. Maar een van die grootste frustrasies wat ek gehad het, is iemand vir my skilderytjie wat ek gemaak het, wil kom verander. Ek het dit gemaak. En in my oë op daai stadium was dit goed. God, hoe durf ons met dit wat God maak kom en sê, nee, ek wil dit anders te maak. Ek wil dit nie so hê nie. Ek wil nie hê dit moet so wees nie. Of verder, ek sê, nee, dit is nie reg nie. Nog verder is, ek wil nie hê dit moet bly voortleef nie. Dis die ergste tyd waarin ons vandag lewe, is dat mense vir jou sê, daai kind behoort nie verder te leef nie. Wie is jy? Wat 'n arrogansie het jy, dat jy kan bepaal dat 'n lewe nie verder moet leef nie? Jy sien maar, jy kry deur die hele skepping van God, sy hele mens wat hy geskep het, jy kry dit dwars deur. Ons leer dit in die Bybel, dat mense op 'n stadium kom en hulle dink hulle is beter as ander. En daar is die verhaal, vir my so elke keer so helder, en ek is mal oor hierdie verhaal. So as ek dit in die res van my lewe tot 90, as ek preek, as ek dit nog so 'n paar duisend keer herhaal, fantasties. Ek wil hê jy moet dit weet, ek wil hê jy moet dit leer ken. Aaron en Miriam. Moses het 'n vrou. En dit lyk vir ons dat hy nou 'n ander vrou gehad het, en dat 10 teenoor sy vorige vrou dood. En sy was 'n Kesiet gewees. Nou as jy nie weet nie, 'n Kesiet se vel is swart. OK. So hier is Aaron en Miriam, hulle is bruin, en Moses trou met 'n swart vrou. Man, is hulle opgewonde daaroor. Numeri 12 vers 1 sê die volgende. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kesietiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kesietiese vrou geneem. Dit is interessant hoe die Bybel dit stel, is dit nie? Luister net gebeur hier, is baie humoristies. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kesietiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kesietiese vrou geneem. En hulle praat teen hom. Jy kan hulle hoor. Miriam en Aaron is daar aan een kant en hulle hou niks hiervan nie. Het jy gesien? Moses se vrou. Ek hou nie hiervan nie. Wat gaan hier aan? Sy is te donker. Dis nie goed nie. Dis nie goed nie. Ek sê vir jou, dis nie goed nie. Ons volk moet saam staan. Ons moet daarom regtig ware suiwer volk hê. Dis wat hulle gesê, nie vandag nie, praat van hulle. Jy sê nie so nie, maar dis wat hulle gesê. Hulle wou absoluut 'n wonderlike volkie gehad het. En dan die ongelooflike wat plaasvind. Dis so 'n groot verhaal.
Dan sê die Here, kom die Here af en hy sê, jy praat teen my diensknegt Moses. Hy sê, is reg Miriam, en hy raak haar aan en sy raak melaats. En enigiemand wat weet wat melaats is, beteken jy raak wit. Die Here se humor. Jy wil wit wees? Kom ek maak jy so 'n bietjie wit. Jy wil graag so wit wees. Jy wil dink jy vir jouself, jou klere is soveel beter as die ander. Kom ek help jou met dit. Maak jy so 'n spier wit. En natuurlik as jy melaats is, buite die kamp bly. En dan tree Aaron vir haar in. En die Here sê is reg, maar omdat sy dit gedoen het, moet sy buitekant die kamp vir 7 dae bly. Maar jy sien dit dwars deur Jesus se geslagsregister ook. Ek weet nie of jy al gekyk het na die vroue spesifiek. Ons praat baie keer oor die vroue, dat die vroue uit verskillende volkere was. En dis vir ons so ongelooflik waar hy hulle vandaan kry het en wat hulle beroepe was. Maar die een van die vroue is ou Juda se vrou. Een van sy vroue is Tamar. Nou waar kom Tamar vandaan? Waar het Juda hierdie vrou gekry? Sy was 'n Kanaaniet. Okay, so sy was 'n Kanaaniet. Sy was een van die eerste deel van die Kanaaniete. So sy kom deel en sy raak deel van die stamvaders, hierdie Kanaaniet. Rahab is 'n Kanaaniet. So wat interessant is hierdie mense is nou in Jesus se geslagsregister. Dink jy Jesus het as prins bepaal dat hierdie ouens in sy geslagsregister is om vir jou iets te wys? Ja. Hy het hulle beplan. Dis ongelooflik. As jy nie 'n idee het dat God in beheer is van alles nie, kyk na sy geslagsregister. Hy beplan elke liewe persoon wat in die geslagsregister is. Het jy enige idee wat daai beplanning kos? Dat God bepaal, hierdie persoon moet met hierdie persoon slaap, sodat hierdie persoon kan gebore word, sodat hierdie persoon by hierdie persoon kom, sodat hierdie persoon gebore kan word, sodat hierdie persoon by hierdie persoon kan gebore, totdat hierdie persoon gebore kan word. Enige idee? Jy het gedink, ek is in beheer van my eie lewe, ek bepaal. Nee, jy bepaal niks. Dis God wat 100% in beheer is, en in sy geslagsregister wys hy dit vir ons. Rahab die Kanaaniet, Rut die Moabiet. Sy kom van Lot se geslag. En as jy praat van Lot se geslag, dit was nie 'n mooi geslag nie. Was dit 2 dogters wat by hulle pa geslaap het. Chaos. En dan kry jy vir Batseba. En meeste van ons lees Batseba en sê, ja, dit was 'n terrible storie, maar ten minste is hy sekere Israeliet. Nee. 2 Samuel 23 vers 39 sê die volgende. Uria was haar man gewees. Uria die Hetiet. Is interessant dat hy een van die 32 was, die verdame en die dapper manne wat saam met Dawid beklei het, Uria. En dat hy juist die persoon is wat Dawid sê, hier is 32 ouens, dis my magtige vorste wat saam met my beklei, dis die magtige manne. En dat Dawid juist vir Uria gaan doodmaak, omdat hy by sy vrou wil uitkom. Ongelooflike verhaal. Maar Batseba se man, en heel moontlik sy ook, was hy Hetiet. So nou kom jy na die geslagsregister toe, en dan kyk jy, hier is die verskillende volkere wat in hierdie geslagsregister is. En die een wat gebore word uit hulle is Jesus Christus, my verlosser. Nou my vraag is, hoe durf jy van enige bevolkingsgroep dink dat hulle laer as jy is? Hoe kan jy dink dat jy, jou ou rassie, jou ou spesifieke ou volkie, so belangrik is dat jy dit wil suiwer hou. Ek kan nie dink as nog seker mense wat so plat in die kop is dat hulle dink ons ras is suiwer nie. Daar's niks suiwer in ons ras as jy nie ooit gedink het dit is suiwer nie. Maar behalwe dit, as jy by 'n punt kom en jy sê vir jouself, ek dink ander volkere is nie op dieselfde gelykheid as ek nie. Ek dink ander volke behoort nie meer te trou nie, want ons volk moet suiwer wees, dan dink ek myself, en wat van Jesus? So Jesus is definitief nie een van die persone waar jy van hou nie. So jy het vir Jesus gesê, Here, ek is baie jammer, maar as ek na die geslagsregister kyk, is u nie baie suiwer nie. U is 'n bastard. Enigiemand wat dit graag wil doen. Ons verstaan nie wat ons doen. En dan kom ons in ons lewens, en ons kyk na ander mense, en ons dink by onsself, hierdie persoon is minderwaardig.
hierdie persoon is nie op my vlak nie. En dit gaan baie keer met intellektuele denke mee saam. Dit gaan baie keer saam met ook geld. Want jy sien, ons gaan baie keer onsself regverdig. Dink by myself, wel, ek het 'n paar vriende wat dan anderslerig is. En dan vra jy vir jouself, okay, is hulle almal min of meer jou geld waarde? En dis hoekom jy is. Dis hoekom jy hulle aanvaar het, want hulle is op dieselfde geldvlak en hulle kan vir jou iets beteken. Terwyl die Bybel sê, elke liewe persoon is iemand wat na die beeld van God gemaak is. Elke liewe persoon. Hoe durf jy ooit teen enige bevolkingsgroep, swart, wit, bruin, Asiër, rooi, wat 'n kleurgroep hy ook al is, hoe kan jy ooit na enige bevolkingsgroep dink as minderwaardig aan jou? Maar so ongelooflik, selfs in die kerk van die Here Jesus, dat ons by 'n punt gekom het in die geskiedenis waar ons vir mekaar gesê het, en dis hoe ons werk. Ons het altyd 'n rede daarvoor. En toe die kerk op 'n stadium saam met die kerke, die VG kerke, of wat daai tyd was dit die bruin kerk en die wit kerke wat saam in die Kaap kerk gehou het ons by 'n punt gekom en vir mekaar gesê, wel, by 'n synode het ons vir mekaar gesê, wel, ons wil nie meer saam nagmaal gebruik nie. En toe het ons dit verduidelik soos volg: weens die swakkere broers onder ons sal ons verder nie meer alle klere saam nagmaal hou nie. En om een of ander rede was dit 'n wonderlike verskoning vir die kerk. Dit is my so ongelooflik, ek kom, as jy na die Bybel kyk, dat ons op 'n stadium kan wees, dat selfs ons godsdiens vir ons meer belangrik kan wees. Hierdie dinge wat ons opgemaak het, is vir ons so belangrik. Ons vind op 'n stadium in Lukas, dat Jesus 'n man wil genees, en luister wat sê hulle van hom. Lukas 14, wat sê een van die persone daar? Lukas 14 vers 1 tot 6. Dit is my so ongelooflike gedeelte van wat gebeur. Toe hy op 'n Sabbat na die huis van een van die leiers van die Fariseërs gegaan het vir 'n maaltyd, het hulle hom fyn dopgehou. En kyk, reg voor hom was daar iemand wat aan watersug gelei het. Jesus het vir die wetskenners en die Fariseërs gevra, is dit toelaatbaar om op die Sabbat te genees of nie? Maar hulle het stil gebly. Toe het hy die man geneem, hom gesond gemaak en hom laat gaan. Daarop sê hy vir hulle, wie van julle sal, as hy seun of 'n os in die put val, hom nie dadelik uithaal nie, selfs al is dit op die Sabbat? Hierop kon hulle hom nie antwoord nie. Kyk, luister na hierdie mense. Hulle is meer bekommerd oor hulle godsdienstige pligte as oor iemand wat siek is, wat gesond gemaak moet word. Hulle was meer bekommerd geweest dat hulle ou reeltjies wat hulle gemaak het, nie gebreek moet word nie. Geen van daai reëls was God se reëls nie. Maar hulle wil so vroom wees. Hulle is so vroom. Here, jy moet asseblief tog net nie die Sabbatsdag breek om iemand te help nie. Asseblief tog net nie. Jy sien, die Here beloof vir ons dat in die tyd waarin ons gaan lewe, hoe nader ons aan sy koms gaan wees, en ek sien dit oral in die wêreld, wat gebeur het is, ewe skielik is daar mense wat oral in die wêreld vlugtelinge is, in beweeg in lande in. En dan sê die Bybel vir ons, toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk sal teen die ander opstaan. Mense sal mekaar haat, nasies sal mekaar haat. Dit sal die toonbeeld wees van die wêreld daar buitekant. Maar in die kerk van die Here Jesus sal dit anders te wees. Die kerk van die Here Jesus sal mense mekaar lief hê. Sal mense mekaar lief hê. Luister na hierdie gedeelte, Matteus 5 vers 22. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is dan mense wat kwaad raak vir iemand anders sonder enige rede. Jy's kwaad. Elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê, raka, moet verantwoordelikheid doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoordelikheid doen in die helse vuur.
Daar's net een persoon wat die Bybel 'n dwaas noem in die Bybel. Wat legitiem is, wat reg is. En dis iemand wat nie die Here wil lewe nie. Hy's 'n dwaas. Maar ek mag nooit iemand op grond van sy nasionaliteit, sy taal of waar hy vandaan kom noem 'n dwaas nie. Hoekom? Want dit gaan jy verantwoordelikheid doen in die helse vuur. So jy kan vir my vertel, ek is 'n wonderlike kind van die Here, ek my lewe vir die Here gee, hier is die dinge wat ek vir die Here doen, die Here my lewe verander, maar jy kan sekere nasies nie verdra nie, en jy tot name vir hulle wat jy genoem, in jou apartheid as jy op jou eie is, noem jy hulle tot sekere name, en sekere groepe waar dit aanvaarbaar is, sal jy tot in die name gebruik. As dit is wie jy is, sê die Bybel, jy sal verantwoordelikheid doen in die helse vuur. Daarom moet ons tot inkeer kom, rondom hierdie punt in ons lewens. As jy in jou punt in jou lewe gekom het, waar jy mense nie kan verdra nie, jy wil nie naby hulle kom nie, jy wil nie met hulle assosieer nie, wil ek vir jou sê, dit kom nie van die lewende God af nie. 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Nou praat hy van in die kerk. Hy's 'n leienaar. As jy sê jy die Here lief, maar jy haat jou broer. Daar's broers en susters van ons reg deur die wêreld versprei. Hoe gaan dit met jou verhouding? Hoe gaan dit met jou kyk na hulle? Sien jy na mense sê wie wat daar in Japan? Daar's kinders van die Here in Japan. Ek is lief vir die Japaneese. Ek weet daar's kinders van die Here wat daar woon. En so kan ek deur Afrika gaan, en ek weet daar's mense wat kinders van die Here is, want hy sê, uit elke volk en taal en stam en nasie. My broers word verteenwoordig in elke stam en taal en nasie in hierdie wêreld, word my broers en susters verteenwoordig. Hoe durf ons iets van hulle sê, wat afbreekend is? En ons doen dit met ons tong. Bunyan in sy boek gebruik hy een van die persone as voorbeeld en hy noem hom talkative. Talkative. Heilig buite en 'n duiwel by die huis. Heilig buite en 'n duiwel by die huis. So vroom. So vroom. Maar laat jy hom by die huis kry, laat jy hom kry daar waar hy met mense werk, dan kom jy agter hy is eintlik maar 'n duiwel. En daarom sê die Bybel vir ons Jakobus, dit kan nie so wees nie. Jy kan nie met een oomblik die Here prys nie. Jy kan nie vanmôre in die kerk sit en jy gaan die Here prys nie. Jy sing 'n lied saam, jy prys die Here en dan gaan jy uit en jy breek mense af nie. Dieselfde gebod, die gebod wat sê, jy moet die liefde vir God hê, is dieselfde gebod wat daarmee saamgaan is, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. As jy die een het nie, het jy nie die ander een nie. Nou kom Jakobus verder, en hy sê vir ons, wie wat, ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem dat hierdie tong van ons onbedwingbaar is. Hierdie tong van ons wil die hele tyd loskom. En dan sê hy daarna, maar moenie worry nie. Wees maar net rustig, los dit, jou tong is nou maar so, dis oké. Nee, hy gebruik 'n dubbel negatief om te sê, nee. Geen mens se tong kan getem word nie, sê Jakobus. Geen mens se tong kan getem word nie. Jakobus 3 vers 2 het gesê, almal wat van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man, en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Geen persoon is sonder struikeling. Geen persoon kan sy tong tem nie. Maar daar was een volmaakte man. Een volmaakte man wat in alles volmaak was, wat sy tong ten volle in toom gehou het en net gesê het wat sy Vader wou gehad het, hy moes sê. En in Jesus Christus word ons lewens verander. Ons lewens word vernuwe. Ons word verander na meer en meer na sy beeld toe.
En daarom is daar 'n daaglikse groei in my lewe en moet daar ook 'n groei wees in die manier hoe ek my tong beheer. Is ek sonder sonde? Nee. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sonde vergeef en ons van alle ongeregtigheid reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Niemand is vry van sonde nie. Maar Jakobus sê, nee, moenie laat jou tong beheer neem nie. Veg teen jou tong, neem beheer van jou tong, beklei teen jou tong, want wat gebeur het is, jy's nie gemaak van binne af, jy's nie gemaak, jy's in staat gestel deur die krag van die lewende God wat in jou woon, om die tong onder beheer te bring. Wie moet saam met na Romeine 8 kyk, nadat Romeine 7 vir ons gesê het, wie wat hy stry, dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Kom hy in Romeine 8, Romeine 8, luister wat daai gedeelte sê, Romeine 8 vers 1. Daar is nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, dis wat in ons die lewe kom gee, die Gees, het jou immers vrygemaak aan die wet van die sonde en die dood. Jy's vrygemaak daarvan. Jy lewe nie meer daarin nie. Dis nie meer die kenmerk van jou lewe nie. Jy's nie meer dood nie. Jy's nie meer vasgevang in die sonde nie. Jy's lewendig. Vers 3. Dit waartoe die wet verswak was deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Denke van die sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Daarom, wat het gebeur met my? Ek het verander, ek's verander deur die Gees wat in my woon. Wat moet ek nou doen? Ek moet nou my denke bring in lyn met die Gees, met die woord. Ek is nie meer in die sonde nie. Ek is nie meer in die dood nie. Ek is lewendig gemaak. En nou wat beheer my die hele dag in my lewe, is my pad saam met Christus. Die Gees wat in my woon. Ek is gehoorsaam aan hom. Jy weet, as jy 'n kind van die Here is, die Gees wat in jou woon, hy kla jou aan oor wat jy besig is om te doen. Hy kla jou aan omdat jy nie moeite doen met medegelowiges nie. Hy kla jou aan. Hy kla jou aan as jy iets sê van iemand daar buitekant. Hy kla jou aan. En wat doen jy? Jy verander jou lewe elke dag. Sê, Here, bring my lewe onder U beheer. Here, bring my tong onder U beheer. Dis 'n pleit wat elke dag moet uitgaan van elke gelowige. O Here, hou my tong vas vandag. En dan kom Jakobus en hy sê vir hulle, hy gebruik die metafoor, hierdie ongelooflike metafoor aan die einde, waar hy vir hulle vertel dat hulle verander is. Die wonderlike dat jy verander is. Wat gebeur as jy verander word? Kyk gou weer saam met my na Jakobus 3, na hierdie gedeelte. Vers 11. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. Wie aan dink ek? Die oomblik as ek aan hierdie fontein dink ek aan die vroutjie by die put. Lewende water sal uit julle uitborrel. En wat vind jy? Uit 'n vrou uit wat 5 mans gehad het en die een wat sy nou by bly is nie eens haar man nie. Uit haar uitborrel 'n lewende water van na mense toe gaan en sê, kom kyk, kom kyk. So baie so ongelooflik, dat so baie mense vertel dat hulle kinders van die Here is. Hulle vertel vir jou hulle lewens het verander, maar hulle het nog nooit vir iemand gesê, kom kyk nie. Nog nooit het jy 'n hart gehad vir die verlorenes, wat mense wat verlore gaan sonder Jesus Christus nie. Jy bring jou dag net deur en al oor jou lewe gaan is oor jouself en hoe jy jouself maar net kan verryk.
Wel rondom jou is mense wat verlore gaan sonder Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons, wat sal gebeur met jou is, jy's 'n fontein, en as 'n fontein daar is, wat gaan uit jou uitborrel? 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. Die ene oomblik drink jy daar en jy sê, lekker water, die volgende oomblik, gaan jy nie water van. 'n Fontein kan dit nie doen nie. 'n Fontein borrel net lewende water uit. Dis lekker water, as jy dit gedrink het en is lekker, dan hou dit aan met dit. Dis wat gebeur deur die Gees van God wat in ons kom woon het. Ek, Johan Lou, op my eie sal nooit kan lewende water kan uitbring nie. Daar sal nooit soet water uit my kan bring nie. Dit kan alleenlik wees dat die Heilige Gees gekom het en Johan Lou kom vernuwe het, kom nuut maak het. Wat veroorsaak dat daar nou uit my mond kan uitkom lewende water, soet water. Maar die wêreld daar buitekant nodig het, hulle dors daarna. Is nou waar gemaak in my lewe en ek kan dit uitgaan en daaroor gaan praat. Wie wat die oorwinning? Die oorwinning, dis die oorwinning van my tong. Die oorwinning van my tong is, hou hom besig. Hou hom besig. As niks wat 'n tong wil graag hê, is dit hy nie besig is nie. En eintlik verlang hy om besig te wees. So hou hom besig. Hy wil praat, laat hom praat. Waaroor gaan hy praat? Oor die Here. Kan jy glo as jy oor die Here praat, dan gaan jy nie oor iets anders te praat. Heel agtergekom. Hier kom my mense, die praat met hulle oor die Here. En wie wat's amazing? Jy praat oor die Here. En jou tong is besig. Hy weet nie wat met hom aangaan nie. Hy sê so graag oor iets anders te wil praat, maar hy kan nie. Jy praat met die hele tyd oor die Here. Dis die oorwinning. Dis die water wat uit jou uitborrel. Ek dink baie keer moet ons mekaar vra, is die Gees teenwoordig in my lewe? Miskien moet ons op ons knieë neerval en sê, Here, mag die Gees teenwoordig wees in my lewe. Here, mag mense ontdek, daar's 'n lewende fontein wat uit my uitborrel. Hy gaan verder. 'n Vye boom, my broers, kan tog nie olywe dra nie. Wie wat ek kom met agter, dit is regtig so. My olyfboom het nog nooit 1 jaar 'n vy gedra nie. En ek weet nie hoekom. Ek voed hom, ek gee vir hom water, maar wragties, volgende jaar is dit weer daai bitter olyf wat ek moet inlê om te kan eet. Kind van die Here, wat kom uit jou mond? Wat kom uit jou mond? As jy iemand is wat 'n kind van die Here is, hoe kan dit waar wees dat jy die hele tyd besig is om olywe te dra? Die hele tyd is daar bitter olywe wat voortkom uit jou uit. Terwyl die Here het gesê, ek het jou nuut gemaak, ek het jou vye boom gemaak. Dit kan nie die waarheid wees nie. Hy sluit af met die laaste een. Hy sê 'n brakfontein, die Grieks is daar sout. Soutwater. Sout kan ook nie soet water gee nie. Is dit nie amazing nie? Elke dag as jy see toe gaan en jy vat daai watertjies, daai seewater en jy, dis sout. En dan gaan jy die volgende dag en dink jy, hierdie dag gaan dit beter wees. Net hierdie soutwatertjies so 'n bietjie drink, dit sal nou soet raak. En dan vat jy daai soutwater en jy drink dit, is wragties weer sout. Gaan nie verander. Dis God het dit bepaal. Nou sê die Here vir ons, as jy kind van die Here is, het jou kom nuut maak. Jy het nie meer die ou natuur nie. Jy het 'n nuwe natuur. Jy is nuut gemaak deur God. Waarom wandel jy nog steeds in die ou dinge? In Matteus 7, 'n gedeelte wat mense so baie keer goed ken, hulle sê vir jou, o, jy mag nie oordeel nie. Jy mag nie oordeel nie. In dieselfde konteks van jy mag nie oordeel nie, want waaroor dit gaan, jy mag nie oordeel nie, het te maak oor jy doen presies dieselfde en dan oordeel jy ander. Dis waaroor dit gaan. In dieselfde gedeelte in Matteus 7 vers 16 sê hy dan die volgende: aan hulle vrugte sal hulle uitken. Okay? So aan hulle vrugte sal jy hulle uitken. Wat beteken dit? Kan jy mense oordeel volgens hulle vrugte? Ja. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Nou luister mooi na vers 18. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. Weet wat het in Johannes gesê? Wat sê in Johannes? In Johannes sê,
As die Gees in ons is, kan ons nie aanhou sondig nie. Dis wat hy hier sê. As die Gees in jou is, kan dit nie meer die kenmerk van jou lewe wees dat jy aanhou in sonde lewe nie. As jy 'n kind van die Here is, kan dit nie meer aanhou dat jy 'n rasis is nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Kan nie die teken wees van jou lewe nie. As jy rasis is jy nie 'n kind van die Here nie. Sorry. Jy gaan hel toe. Kan nie waar wees van jou lewe nie. Ek wil net voordat ek dit verder gaan, net agterkom of jy daarom met my op dieselfde bladsy is. Kan 'n ou wat 'n rasis is, wat neersien op ander mense, kan hy bely dat hy 'n kind van die Here is? Party van julle moet 'n bietjie harder net die belydenis daaroor doen, nee? Dit is absoluut so, dit kan nie wees nie, dit kan nie wees nie. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Kan nie dit doen nie. 'n Slegte boom kan dit nie doen nie. Wat vrugte dra? Vrugte dra beteken ek verheerlik die Here. Verheerlik die Here deur alles wat ek doen. Die wêreld probeer goeie dingetjies doen, maar alles wat hulle probeer doen en probeer hulle om wie te verheerlik? Hulle self. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal jy hulle dus uitken. Aan hulle vrugte sal jy hulle uitken. Wie wat is die belangrikste van die boodskap vanmôre? Is dat jy na jou eie lewe gaan kyk. Na jou eie vrug in jou eie lewe gaan kyk en sê, Here, hoe lyk my vrug? Here, hoe praat ek oor ander mense wat U gemaak het? Hoe hanteer ek ander mense wat U gemaak het? Here, het ek 'n ding rondom, nog steeds 'n ding rondom volke? Het ek nog steeds 'n ding rondom volke? En ek wil vir jou nou sê, as jy 'n ding het rondom sekere volke trou nie met sekere volke nie, is jy 'n rasis. Daar's geen God se liefde in jou hart nie, want by my is daar geen volk behalwe die nuwe volk in Jesus Christus nie. Dis die nuwe volk. Die wêreld daar buitekant het volke en nasies en rasse. Hulle dit. In die kerk van die Here Jesus is daar net een volk. Dis die volk wat behoort aan die lewende God. Dit is die enigste volk wat daar is. En die enigste vereiste aan jou, jong dame en man, die enigste vereiste wat ek aan jou het, is dat jy sal trou met iemand wat 'n kind van die Here is, wat behoort aan hierdie volk van Jesus Christus. Ek sê jou terrors wys van mans wat spierleliewit is en bruin is en swart is binnekant jou bevolkingsgroep. Jy gaan lekker hel hê. Maar trou met 'n man, trou met 'n vrou wat gevul is met die Heilige Gees. En God se huis word gebou. Amen. Ons buig ons hoof. Dankie Here vir U wonderlike liefde. U weet Here hoe maklik in ons lewens kry daardie verskriklike rasisme binnekant ons. Hoe baie keer in ons lewens dink ons is beter, verstandelik. Hoe baie keer dink ons is beter, finansiëel, as mense rondom ons. En dit kan nie waar wees nie. U sê vir ons dat as U in ons kom woon, is ons 'n fontein van lewende water wat binnekant ons is. U moet vars water uit ons uitborrel. Ons moet vye dra. O Here, laat ons sterwe in onsself. Dat ons in gehoorsaamheid aan die Gees sal leef. En dat ons elke dag die praktyke van die vlees sal doodmaak. Sodat U meer en meer aan die wêreld gedemonstreer sal word deur ons lewens. Ek bid vir die kerk, ek bid vir ons plaaslike kerk. Mag ons 'n verteenwoordiging wees van mense wat mekaar liefhet. Uit elke stam en volk en nasie. Ons bid dit in U naam. Amen.